het nou gestaan, Lourens het nou gestaan, daai vers gebruik wat ek graag gebruik het, maar maak nie saak, is Efesiërs 5 wat sê, die Engelse vertaling, wie vandag lees in Engelse vertaling, maar die boodskap vanaand is net heel eenvoudig, is jy nog in die game? Is jy nog in die game? Is jy nog in die game? Hierdie hele week gaan oor 'n geestelike ontwaking, en ek weet, jy moet nou maar verskoon, ek is nou hier nat gesoet van hierdie, nie omdat ek bang is in Pretoria nie, is net, het is warm in Pretoria. Weet, as jy worship lei en jy moet direct daarna kom preek, dan weet jy het die idee wat jy wil doen, maar die Heilige Gees het 'n ander idee. Amen. God het iets anders, God's ways are not our ways, en die Here iets vanaand wil doen, dit beteken vir een persoon iets, en jy kan vanaand uitstap, en jy kan sê, Here, ek het weer, sit my in die game, coach. Dan is jy op die regte plek vanaand. Daai stuk het jy in Engels gelees, en ek dink is nogal 'n, ek dink is 'n baie, ons kan maar sê, is 'n kruksvers vir hierdie week. In Engels sê dit vir my mooi, en heeltemal verskoon as ek Engels gebruik. Is Efesiërs 5, en ek het ook nie my bril op nie, maar awake, O sleeper, rise from the dead, and Christ will give you light. Maar ek wil ook vir die stukkie na dit lees. That says, so be careful how you live. Don't live like fools, but live like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. So ek en jy vanaand net vir so 'n bietjie stil word en net om jou rond kyk. Dan kan ek en jy vir mekaar net beamoen, we are living in evil days. Ons lewe in bose dae. Ekskuus, ek wil nie vanaand, waar stuk hier? Ek gaan omval, ek gaan nie soos dit, ekskuus. Ons lewe in bose dae. Net vandag kyk na my kind, sy het 'n speletjie wat sy speel, en is 'n dood onskuldige speletjie, en die pop net goed op, wat mense sê, pas op vir hierdie game, en ek weet nie naam noem nie, en as jy sien hoe slinks die vyand is deesdae, dan wil ek vir jou sê, jy kan nie meer slaap nie. Kind van God, jy kan nie meer slaap nie. En ek wil sommer so van die bed af net sê, en vergeef my vanaand, ek wil net vanaand met jou deel wat op my hart is, en ek glo die Heilige Gees se hart is net, en gestaan toe ek hier sit, was my hart regtig baie seer. Jy weet, ons kom 'n lang pad saam met hierdie gemeente, baie jare, en wat vir my altyd hartseer is, nie net hier so, maar as my ander plekke kom en jy sien, waar is die ouens wat altyd hier was? En as ek deur Facebook scroll en ek sien, maar kyk hoe die ouens van die pad af gegaan. Dit is hartseer. Dit is hartseer. Hier slaap ouens wat eens betyd wakker en die brand was vir Here slaap. En die hele boodskap vanaand is net, is jy nog in die game? En ek gaan vir jou hierdie voorbeeld gebruik. Van julle het gestaan gesien, my dogter is al amper so lank as ek. Gelukkig gesê, dogter nie is seun, anders het ek 'n probleem. En sy het nou begin hokkie speel, sy is nou klaar met laerskool, maar sy het hokkie gespeel. So hulle het nou, gelukkig is hulle nie vanaand, hulle het nie die beste span nie. Is 'n baie klein skooltjie, so elke ou wat hokkie stok en vas, soos deel van die span. Maar ek is trots op haar. En ek sê, julle neem dit nou nie op nie. Maar ek sê altyd vir hom, nie te vinnig hardloop, want jy kan nie regtig hardloop nie. Dis asof haar bene te lank is vir haar lyf. Maar sy het die hokkiespan gemaak, en ek is baie trots op haar, en ek was by elke liewe game daar gewees, in haar hele laerskoolloopbaan. En die laaste paar games, dis asof die Here dit het my opgebring het, terwyl ek voorberei. Ek dink net 5 ouers langs die hele veld waarvan ek een is. En baie keer het hulle gedink, ek is die coach wat ek vir haar skree, en dan baie keer sê ek vir juffrou, sê, gee maar vir van die ander kinders ook 'n gap, want hier sit 'n klomp kinders op die bench. Ek ken nie al die Afrikaanse wat my vergewe. Maar op 'n stadium sien ek hierdie kinders, hierdie girls doen hulle eie ding, hulle lag en hulle speel en rol hier rond in die gras, en op 'n stadium sê ek vir hulle, hoor die ouens, julle is deel van die span. Julle moet die ouens aancheer. Jy is gekies met 'n doel. Daar is 'n paar kinders wat nog nie gemaak is nie, maar jy het gekies vir 'n doel. En net so wil ek vanaand vir julle sê, God saved you for a purpose. Jy is nie gered om in die bank te sit en warm te sit en te jouself te kom sê, nou het ek my fire insurance, ek gaan nie hel toe nie. Het werk nie so nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy is nie gered en nou kan jy jouself stempel en sê, ek het my fire insurance, ek gaan dit maak nie. Dit werk nie so nie. You are called and saved for purpose. En dit pas so ingestem met wat Lourens gisteraand gesê het, karakter. God het jou geroep met 'n doel. Jy is in die span
met 'n doel. Jy is nie net gered om hier te sit en daar maak ons dit. En dit is my baie hartseer, ek het ongelukkig 'n hele paar pelle wat, jy weet, ek moet nou baie versigtig sê, religion gaan jou nie red nie. Ek spring nou baie ver vooruit, maar daar is 'n ander stukkie, ek vir jou daai versie lees. Of ek wil 'n paar punte, kom ons gaan deur 'n paar punte. Kom ons hardop deur 'n paar punte. Hoe raak ek en bly ek effektief in God se koninkryk? Nommer 1 is, kennis maak jou nie effektief in God se kennis nie. Hoor mooi, kennis maak jou nie effektief nie. Maar jy het die woord van God nodig. Daar's 'n prediker, Artie Kendall, ek weet nie of jy van julle ken vir Artie Kendall nie. Dis 'n wonderlike prediker, nee, hulle doen 'n onderhoud met hom en hulle vra vir hom, jy is al 70 jaar wat hy in die bediening is. 70 jaar. En hulle vra vir hom, wat sal jy vir 'n jonger self van jou sê, toe jy begin het? En Artie sê vir hulle, na 70 jaar en baie boeke, en hy sê hy weet, hy het 'n klomp grade agter sy naam. Maar as hy een ding vir homself kan sê is, maak seker jy ken God se woord. Maak seker jy weet wat in die woord van God staan en bly bid. Bly bid. Jakobus 2:19 sê, you say you have faith. In Afrikaans sê julle sê julle glo. For you say you have faith, for you believe that there is one God. Hoor mooi. Waar ons is gered, of jy sê jy is gered, jy glo daar's een God, jy glo daar's Jesus. Hoor dit sê die woord, good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Kyk bietjie vandag, in vandag se tyd, die wêreld erken Jesus, maar wil hom nie aanneem nie. Die wêreld erken Jesus en maak 'n bespotting van hom. Dit is nou meer as ooit wat ek en jy as kind van God moet sê, luister, ons kan nie meer in die kant sit nie, rondrol in die gras nie. Ons moet vir die ouens wat hier besig is om verlore te gaan, te sê, hoor die guys, jy's in die game, moenie opgee nie. En daai stuk wat sê, bly volhard soos atlete. Jy is geroep met 'n doel, jy is geroep om miskien langs die kant te staan en vir jou kind te sê, hoor hierso, moenie ingee nie. Jy is geroep om vir iemand in hierdie gebou te sê, moenie opgee nie. Moenie ingee nie. Jy kan nie vandag ingee nie. Ons lewe in bose tye. En ek sien dit so baie, weet, het is my so sad om te dink hoe baie ouens, en vergeef my nou maar, ek gelukkig, ek gaan dit sê, dit is my hartseer om te sien hoe leeg kerke sondagoggende is. En hoe vol al die stoetbil en willebees en al die plaasplekke vol is. Nee? Ek kyk daar by ons, daar's 'n klomp plekke daar by ons. Saterdaande hoor ons die musiek tot, weet nie wat se tye nie. Môreoggend almal te moeg om kerk toe te gaan. Skrikwekkend. Skrikwekkend. En ek wil vir jou sê, pa, jy het nog steeds die pa in die huis, jy het nog steeds jou voet neersit. Jy kan nog steeds jou kinders in nou huis. Dis nie jou plek nie. Ekskuus, dit is baie warm. Kyk, Matteus 5 vers 13 sê, Jesus praat hier met die disippels, hy sê vir hulle, you are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It'll be thrown out and trampled underfoot as worthless. En ek het vandag 'n bietjie net vir interessant het gelees en ek hoe word sout laf? Ja, Afrikaans is laf, nee. Ja, hoe word sout laf? Hoe word sout, weet iemand hoe word sout laf? Ek gaan vir jou lees en sê wat sê nie sê ChatGPT nie, maar wat sê Google? Het ek het eers geskryf. Salt does not lose its saltiness as it flavors, or as its flavor is a fundamental chemical property. So sout, wat sout is, en dit is, die wetenskaplikes is NaCl. Die chemiese komponent van sout kan nie sout verloor nie. Sout kan nie sy smaak verloor nie, maar hy kan sy effektiwiteit verloor. En hy kan sy doel verloor. Hoor mooi, sout se effektiwiteit en sout se doel kan verloor word, maar hy bly sout. En hoe verloor hy sy waarde? However, salt can become unsalty
through contamination. Kind van God, jy bly 'n kind van God, maar jy kan gecontaminate word as jy jouself meng met die dinge van die wêreld. Hoor hy vers wat sê, Romeine 12 toe het sê, moenie gelyk word in hierdie wêreld nie. Laat God julle verander, julle denke te vernuwe. Moenie word soos die wêreld nie. En ek spring nou weer vir ons my punte. Ek voel ek wil vanaand vir jou sê, ek voel regtig in my gees, jy sit dalk vanaand hier en jy het emosioneel agter goed aangehardloop omdat jy meer wil hê. Jy weet, baie keer raak ons betrokke by 'n gemeente en as jy hulle soek is hulle weg en ek praat ondervinding uit, want ek nou baie mense mee gesels, hulle die plek is nie meer vir my lekker nie, of die musiek is nie meer lekker nie, of die mense doen nie meer wat ek wil hê nie, of dit preek te lank of goed, en dan hardloop hulle emosioneel agter plekke aan, en as jy weet dinge sit hulle by die huis, nou hulle huiskerk. Dis niks verder mee nie, maar God wil jy met fellowship hê. Fellowship is deel van jou doel. Fellowship is deel van jou doel. Dis nie opsioneel nie, hoor mooi, jy kan nie 'n cowboy wees by die huis en sê, ek ken mense wat sê, ons gaan nie kerk doen, ons hou by die huiskerk, snert. Dit werk nie so nie. Moenie die onderlingse byeenkomste mis nie. Dit is deel van hoe jy effektief is. Ek het dit nooit vergeet nie. Ek dink die verhoog was nog daai kant gewees. En daar in die moederskamer het 'n pa gesit en hy het my gesê, ek weet hoe kom ek kerk op 'n Sondag, die baba huil die hele dag, hy mis die hele preek. Sê ek nee, jy moet nie wees. Dis die beste plek om te wees. Want ek wil nie ook kyk vir sê ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd. Hoe kan ons jou bid? Fellowship is belangrik. Jy het jou familie nodig. As daai girls op die veld hardloop en hulle sukkel om my stok vas te hou, het hulle die mense langs die veld nodig om te sê, gaan, go. Moenie opgee nie. Moenie gaan lê nie. Moenie negatief word nie. Hierdie tyd van die jaar, hartseer, is die tyd met die hoogste selfmoordsyfer. Ek wil dit vir jou herinner hiervan. Desember, is bewys, is die tyd van die jaar met die hoogste selfmoordsyfer. Iemand moet langs die baan staan en sê, moenie opgee nie. Dis 'n realiteit. Dis 'n realiteit. Maak jy koerant op en kyk, dis 'n realiteit. So hoe bly ek effektief vir die koninkryk? Kennis maak jou nie effektief nie, soos nou net gesê het. Ewen die vyand weet wie Jesus is. Maar ken jy Jesus? Do you know Christ to the core? Hang jou lewe van Christus af. 1 Korintiërs 1:10 sê, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in your church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. En ek wil dit vanaand doen. Weet jy vir mense dit vanaand by die huis en sê, ek gaan nie kerk nie, want kerk het my seer gemaak. Nou sit jy by die huis en jy is nou dikperk, want iemand het vir iets gesê wat nie reg is nie, en ek ekskuus, as dit hard klink, maar hoor wat ek sê, die tye raak boos, ons het nou net gehoor, die tye raak boos. Jy is by 'n goeie plek vanaand, om gerecharged te word, om net weer herinner te word, Christus soek jou. Onthou wat ek gisteraand voel ek net die Here sê vir ons, worship lei, when God called you, he knew exactly what he's getting. Ek wil weer sê, ek het gisteraand gesê, en voel ek weer vanaand sê, when God called you, he knew exactly what he was getting. As jy 'n kar gaan koop, dan toetsbestuur jy hom baie goed. Nee? En jy maak seker jy weet wat jy kry. As jy huis koop wat ook al, jy maak seker jy weet wat jy kry. God het geweet wat hy kry. God het presies geweet wat hy kry, maar hy soek jou nog steeds. So moenie by die huis gaan sit, by die huis en sit, ek kan nie, jy weet, dit maak nie vir my sin nie. Ek kan vanaand hier staan en getuig van hoe kerk my sê, nie die kerkie nou, ne? Maar ek kan vir jou sê hoe kerk ons al seer gemaak het, nie kerk nie, instansies, want Christus sal jou nie seer maak nie. Hoe instansies ons seer gemaak het, maar ek kan nie terugsit en gaan lê nie. Because God has called us for a purpose. God het ons geroep met 'n doel. God het my geroep met 'n doel. Party dan dink ek, Here, wat is my doel? Dan beteken ek moet nog so 'n bietjie nader aan die Here kom, bietjie meer tyd by hom spandeer om te hoor, Here, what is my purpose? What's my calling? Niemand wat vanaand hier sit is gered net om te sê, okay, nou is jy gered. Jy is uit die wêreld uitgehaal, in die koninkryk ingeplaas en nou sit jy op die rak nie. Dis nie wie jy is nie. Tweede punt is nou vragies wat Laurens so gisterand gesê het, dink voor jy praat. Ek kan nie glo. Ek het hier ding lang, 'n paar weke terug gedoen, en Laurens gisterand se ding, en ou, my vrou het vir jou gemail.
Presies, jy het 'n pen geskryf. Onbeheerde emosies lei tot onbedekte skade. Onbeheerde emosies lei tot onbedekte skade. As jy jouself nie kan beheer nie, as jy jou emosies nie kan beheer nie, dan kom daar skade wat jy op 'n stadium ook nie meer kan wegsteek nie. Skade maak jou oneffektief vir die koninkryk. Dan moet jy eers bietjie op die kantlyn kom sit en 'n breek vat en net kom jouself net weer bietjie kom realign met wat Christus jou voorgeroep het. En Romeine 1 vers 28 sê, since they thought it foolishness to acknowledge God, he abandoned them to their foolish thinking. So luister, as jy aanhou gaan Sondag, en ek wil dit sê vanaand, as jy aanhou Sondag, dis daai stuk in Romeine 1 wat sê, wat God sê het hulle in hulle sondige natuur oorgelaat. As jy aanhou Sondag, moet ons bid dat jy nooit op 'n plek kom waar God sê, ek laat jou nie oor in jou sondige natuur nie. As jy gaan slaap in die aand, en gesondig in die dag, en jy kan met 'n lekker hart gaan slaap, moet ek jou sê, is die verkeerde plek. Hoor mooi, as jy sondig, en met 'n geruste hart kan slaap, as jy op 'n verkeerde plek. Maar as jy wakker lê in die aand en sê, Here, ek kan nie die dag afsit, ek het droog gemaak, wil ek jou sê, is op die regte plek. God is busy working in you. En wanneer hou God ophou in jou werk? Die goeie werk wat jy begin het, wanneer stop hy dit? Wie wil 'n kans vat? Die dag as jy jou kop neerlê. Die goeie werk van Jesus in jou stop nooit, maar jy kan dit belemmer. Jy kan dit belemmer. Dink voor jy praat. Dink voor jy praat, soos Laurens ook gisterand gesê, dis my regtig, ek glo die Heilige Gees idee, want dis dieselfde, presies dieselfde wat ek op my hart gesit het. Stoom afblaas, maak skade. Hoor jy? Stoom afblaas, maak skade. Moet dit niemand by jou kom vir jou sê, ek wil gewoon stoom afblaas nie. Ek weet, dis 'n klomp punt en ek spring rond. Maar ek weet, jy moet mooi hoor vanaand, hoe bly jy effektief om stoom af te blaas by iemand. As iemand vir jou kom en sê, ek wil net gewoon stoom afblaas oor Lewende Kerk. Dan, ons het 'n beleid in die vorige gemeente gehad. As iemand na my toe kom en sê, man, Nolan wil iets van my vertel van Nolan, dan sê ek, kom sit, dan bel ons gou van Nolan, kan ons op die lyn aan, dan chat ons die oor gesaam. En weet jy hoe verkeerd, jy iemand se storie net daar, of sy stoompot toegemaak. Dis goed om iemand vertroulik of te kom en te sê, hoor, ek het 'n ding op my hart, ek vroeg nie meer. Daar's 'n regte manier en daar's 'n verkeerde manier, maar ek wil jou vanaand sê, stoom afblaas. Dis 'n nonsens storie. Dit maak skade. Jy doen die koninkryk skade. Jy doen jou effektiwiteit skade vir die koninkryk van God. Ek sê weer, jy's gered. You are saved for purpose. Ek moet by straat toe gaan staan. Nie almal van ons is evangeliste nie. Ek is nie evangelist nie. Ek kan by straat toe, ek kan nie. Maar jy's gered met 'n rede. Ek sien nou daai storie, almal daai film kyk Faith Like Potatoes. Dis 'n ou. Die hele fliek, die een stukkie wat vir my uitgestaan het is die man wat vir oom Angus gered het, of nie gered, wat hom na die Here toe gelei het. Die een man wat vir Angus Buchan na die Here toe gelei het. Hy het deel van sy doel vervul. Want daarna het God Angus gebruik vir 'n groter. Hoe het ek sê? Jy's dalk die enigste Jesus, of die enigste refleksie van Jesus wat iemand by jou werk sien. Jy's dalk die enigste keer wat jou kinders Jesus sien. Wys jy vir jou kinders hoe lyk Jesus? Hoor mooi? Of laat ek dit so stel, wanneer laas jou kinders Jesus in jou gesien? Ek maak droog. Die Here weet ek maak droog. Kyk hier. My hand is gebreek. Ek het 'n fout gemaak. Ek is mans genoeg om te sê ek het 'n fout gemaak. Ek het my emosies verloor. Ek het my lesenaar geslaan en op 'n oomblik te besef ek, Here, ek het dit droog gemaak. Nie eers toe my hand opswaal nie. Toe die Heilige Gees my sê, jy het nou droog gemaak. Ek is groot genoeg om te sê ek het 'n fout gemaak. En dit het my gekos om te gaan terugsit en sê, Here, ek het nie vandag vir my kind of vir my vrou Jesus gewys nie. Jammer. Baie jammer. Dink voor jy praat. En hierdie punt is nogal hierdie is 'n moeilike punt vir baie ouens. Moet jy mense herinner, jy's 'n Christen?
Dink 'n bietjie daaraan. Moet jy mense herinner jy is 'n Christen? Vat so 'n oomblik, wie die mense by die werk of op kampus, jou familie, weet hulle jy is 'n kind van God? Wat klassifiseer jou as 'n kind van God? Jy sien, die wêreld het vir ons hierdie valse prentjie geskep van wat Christendom is. En vir een of ander rede, as die wêreld praat van Christendom, dan praat hulle van hierdie snaakse goed hier buitekant, die Vader en die Paus en jy weet nie wat so goed nie. Ek hoef jou vanaand sê, dis nie Christendom nie. Christendom is wanneer jy God aanneem as jou saligmaker, wanneer jy Jesus erken en jy weet jy kan Jesus erken, sit die vyand om hom te erken. Maar wie my liefhet, sê die woord, volg my gebooie. If you love me, obey my commands. Dis jy 'n kind van God is. Dis jy effektief is vir die koninkryk. Dis jy nie slaap langs die kantlyn nie. Dis jy weet ek is besig met koninkryks dinge. Ek wil vir jou vandag sê, al staan jy net in die oggend op en jy gaan werk toe en jy voel 21 en jy voel soos 'n rooi bootjie, jy staan op, jy bors dit aan, jy klim in jou kar, jy ry werk toe, jy sit in jou cubicle en jy voel Here, ek het geen doel nie. Jy het 'n doel. Jy het 'n doel. Staan op en leef dit uit. Moet mense nog wonder of jy 'n Christen is. Hier is 'n stukkie Romeine 12:2 wat sê, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn, then you will learn to know God's will for you. Hoe weet jy wat God se wil vir jou? Hoe weet ek wat God se wil vir my? But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ek vind net so 'n bietjie stop. So ruk terug het ons in ons buurt. Daar was so, hulle glo, dink is as een of ander syndikaat, ek weet nie wat dit is nie. Maar die ouens het die aande gasbottels kom steel in die hele buurt. En ek wil terugkom net voor daaraan gaan vanaand die hele tema van hierdie week is geestelike ontwaking, om wakker te begin word. As jy wakker is, kom ek gaan terug. Hulle het by ons kom die week daar ingebreek en al die huise se gasbottels gesteel, ons gasbottels en die strate agter ons se gasbottels. Die een aand toe ek slaap en ek dink, ek slaap nie baie goed nie. Die een aand dink ek gaan vanaand 'n slaappil drink. Dit was 'n fout. Ek was vir 3 dae nog wakker. Kon ek nie wakker word, ek was uit. Die aand toe ek sê ek gaan ontspan. Die aand toe ek sê ek gaan slaap. The moment I was off guard, spring die vyand oor die muur. En hy steel my gasbottel. Hoeveel kinders van God sê, I'm just going to let my guard down vir 'n oomblik. Ek gaan net gou op hierdie website kyk. Ek gaan net gou hier in hierdie plek net gou ingaan en kyk hoe lyk dit almal. Die oomblik as jy ek ken nie Afrikaans, the moment you let your guard down, kom die vyand in. Jy weet jy waar eindig jy op? As jy wat is die Afrikaanse? To let your guard down. To let your guard down. Ja, wapen is dit, maar jy weet jy laat gaan net vir 'n oomblik. Die oomblik as jy net laat gaan. Die oomblik as jy vir die vyand net 'n gleufie gee. Jy weet as 'n olietanker op die see ry en hy's gesit vir koers, as hy 'n halwe graad uit is. 'n halwe graad uit is, mis hy sy punt. As ek en jy as kind ons oog net vir 'n sekond van hemelse plekke afval, verloor ons doel, verloor ons purpose. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy vanaand op 'n plek sit en sê, Here, ek het bietjie my guard laat gaan, ek het so bietjie teruggesit en gedink, ek is okay. Ek dien die Here mos nou, kom nou kerk toe, ek sing lekker saam, ek gee my tiende, ek is okay. Nou as jy sê, jy is nie okay nie. Jy is geroep vir 'n rede. God het jou gered vir 'n rede. Vanaand wil die Here miskien vir jou kom wakker maak en te sê,
jy het vir te lank geslaap en die vyand is besig om jou huis te vernietig, die vyand is besig om jou huwelik te vernietig, die vyand ingekom jou kinders kom skade maak, en ek sê weer, dis my baie hartseer, as ek so deur Facebook hardloop en ek sien, hierdie ouens was lank by ons gewees, tieners wat lank hier by ons was, lank in die gemeente was, wie het hulle teruggeroep? Maak het sin wat ek sê, wie het langs die kantlyn gestaan en gesê, nee, moenie daar aan hardloop nie, moenie daar gaan krap nie, jou huwelik is verloor, want you let your guard down. Jou kinders is vanaand op plekke because you let your guard down. En ek wil vir jou hart sê, en vir jou regheid sê, pa, if you let your guard down, the enemy will come and devour your home. As jy jou wag laat gaan, as jy dit stop en sê, ek gaan net vir 'n oomblik wegkyk, ek gaan net hierdie bietjie in my huis toelaat, dan kom jy weer sien as jou huis in 'n rumoer. Dis hoe die vyand werk. Die vyand kom nie saggies nie, hy kom met 'n bang in, maar hy kort net 'n klein gleufie om te kom skade maak in jou huis. Dit kos net daai een WhatsApp vir daai persoon by die werk om 'n huwelik te verwoes. Jou huwelik word verwoes. Jou kinders sien dit en dink dit is die norm en ek is 'n troufotograaf en ek wil vir jou sê vanaand, dis my hartseer om te sien hoeveel troues moet ek doen wat die tweede, derde huwelike is en hoor mooi, dis nie om jou te oordeel nie, maar as jy met hulle praat, dan hoor jy hulle het iewers net 'n fout gemaak en dan trou die kinders en dink hulle, wel, hierdie is die norm, ma en pa doen dit, was 4, 5 huwelike, so hierdie is die norm, so ons gaan ook daardeur. Ek sien met my oë week na week by troues. Dis hartseer. Huwelike vandag, hoor mooi, dis nie meer sacred nie. Dis asof huwelike nie vandag meer sacred is nie, want die wêreld gesê, God se kinders sê, ons gaan so 'n bietjie terug sit, ons gaan 'n paar bietjies toelaat in ons huis en dis alright. Moenie wonder hoekom dinge agteruit gaan nie. Hoor wat ek sê vanaand. Sout verloor sy effektiwiteit wanneer hy gecontaminate word. Jy as kind van God verloor jou effektiwiteit wanneer die vyand toelaat om in te meng. If you get contaminated with the evil of this world. Amen. Nie 'n lang boodskap vanaand nie, maar ek wil weer vir hierdie stukkie lees vanaand. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Hoe mooi, kerk, jy is gered met 'n doel. Daar's een persoon vanaand, ek sommer dit soos toe sit, wie nie gee oor saam met my toemaak en terwyl ons hier gaan die Markus weer vir ons net so liggies kom speel nou. Net so vir so 'n paar oomblik jy oor toemaak en ek bid as 'n opbring waar ons vir die vyand plek gegee het. Waar ons 'n kraakie oopgemaak het of net 'n bietjie laat gaan het, net 'n bietjie toegelaat vir die vyand om in te kom. En ek wil jou vanaand vra, net so waar jy sit, dat die Heilige Gees jou sal lei, dat die eerste naam wat by jou opkom, Here, ek bid dat U in elkeen se hart nou net iemand sal inbring, vir wie U wil hê, hulle moet gaan net Jesus wys. My en jou koning Jesus het nog nooit na 'n skare toe gestap met 'n bang nie. Jesus was altyd liefdevol, sagmoedig, het die regte woord gehad op die regte tyd. Jesus was 100% effektief. En net soos wat jy sit vanaand, wil jy net daai persoon wie se naam by jou opkom net voor die Here bring nie en sê, Here, wat kan ek doen hierdie week? Hoe kan ek hierdie persoon na U toe bely nie? Hoe kan ek hierdie persoon net vir Jesus of vir hierdie persoon Jesus wys nie? En as jy vanaand hier so sit en jy sê, Here, ek het so 'n bietjie aan die slaap geraak. Ek het so 'n bietjie aan die slaap geraak. Ek het so 'n bietjie I've let my guard down. Wie nie geleentheid vat en met die Here regmaak nie.
Daar's 'n mooi beskrywing. Dit sê ek wil nou mooi vir gee. Gaan nie staan, ekskuus. The standard for heaven is perfection. The standard for heaven is perfection, moral perfection. Ek en jy kan dit nooit maak nie. Ons sal dit nooit maak, jy moet nie. Daarom het Christus gekom en ons beklee onsself met Jesus se absolute moral perfection. En baie keer is ons besig met dinge dan, dis asof ons, en ek sê dit met respek, asof ons, weet, Jesus net so 'n bietjie van ons skouers afgooi en ons gaan in die wêreld en ons besig om droog te maak. As jy vanaand hier so sit en jy sê, Here, ek het so 'n bietjie laat gaan. Ek het so 'n bietjie net te veel toegelaat in my lewe wat nie van U af is nie. I've become contaminated. Dan wil ek jou vra om vorentoe te kom. Ons gaan vandag saam met jou bid vanaand en ek weet dis 'n maandag, ons gaan nie lank uitdruk nie, maar as jy vanaand sê, ek wil nie sê het gebackslide nie, want dit is nie vir my lekker woord, maar as jy vanaand sê, Here, ek het so 'n bietjie I've let my guard down. I've become contaminated with the things of this world. Dan wil ek jou vra om net hier voor te kom staan en ons gaan saam met jou bid. Jy moet nie skaam wees nie. Elke van ons, we all fall short the glory of the King. Here, terwyl ons hier sit vanaand, wil ek vir U sê dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te mag word. Dankie dat U altyd met oop arms ons verwelkom. Dankie dat U altyd met oop arms ons inroep na U toe. Dat U vir ons 'n plek maak, U dek vir ons 'n tafel in die aangesig van ons vyande. En wanneer ons droog maak met God, weet ons U is altyd perfek in alles wat U doen. Dankie dat elkeen van ons gered is met 'n doel. En help vir ons, Here, om te weet wat is U doel in ons lewens en wat U van ons verwag, so that we can be effective for the kingdom of God. En ek bid vir elke persoon vanaand hier wat dalk op 'n plek is wat sê, ek het so 'n bietjie droog gemaak. Ek het dinge in my lewe toegelaat wat nie hier moet wees nie. Dan wil ek bid dat U vanaand elke wortel wat nie van U af is, sal kom uittrek. That you will come and restore people as you've intended them to be. Ek bid dat elke hart vanaand sal wakker word en besef ons lewe in 'n ander tyd. Ons lewe in 'n bose tyd. Ons kan nie langs die kant sit nie. Ons moet wakker wees. We got to be ready. Here, ek glo met my hele hart, Here, U staan voor die deur en U is reg om terug te kom vir ons. Ek wil vanaand bid, terwyl elke oog net so gesluit is. En ek wil jou vra om nie rond te kyk vanaand nie. Maar ek voel in my gees, hier is 'n huwelik vanaand in hierdie plek. Wat op 'n, you're hanging by a thread. Maar ek wil regtig nie vra om, respekteer die oomblik, nie rondkyk, geen persoon rondkyk nie. As dit jou huwelik is, nie vandag jou hand net opsteek vir my nie. Net vandag. As jou huwelik vanaand, jy sê my huwelik is besig om met mekaar te val. Steek dit vandag op. As jou kinders vanaand nie op hierdie plek is, jy weet nie, jou kinders is besig met ander snaakse goed, weet nie vanaand net hulle ding vir so 'n paar sekondes en hulle voor die voete van Jesus kom bring nie. Ons bid vir elke jong mens vanaand hier, elke jong mens wat hier was, aktief in hierdie gemeente en wat weggeval het, wat besig is met dinge wat nie van U af is nie, Here. Ons roep hulle terug huis toe. We're calling them into the kingdom of God. Jy is 'n liefdevolle God wat altyd reg is om ons in te roep. Ons eer U in Jesus se lieflike naam. Amen. Amen.